Ons luister vanoggend na die Here se woord uit die profesie van Haggai. Ons gaan voort met ons reeks preke uit hierdie profesie. Haggai 2 gaan ons saam lees vers 10 tot 19. En u sal onthou, ons het die vorige keer toe ons by Haggai was ook vers 10 tot 19 gelees en toe het ons in die besonder op vers 14 gefokus. Maar vanoggend gaan ons die klem laat val op vers 19 van Haggai 2. Ons luister dan saam na die stem van die Here vanuit Haggai 2 vers 10 af. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: So sê die Here van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê: As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê: Nee. Daarop sê Haggai: As iemand wat deur 'n lijk verontreinig is aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. En die priesters het geantwoord en gesê: Dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê: So is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. Merk dan nou tog op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat en daar was maar 10. Hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal, al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Merk tog op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het, merk op. Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Maar die woorde van vers 19, waar die Here vir die volk vra: Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here kan homself nie verloon nie. Dit hoor ons in 2 Timoteus 2 vers 13. As hy iets gesê het, dan hou hy daarby. Hy kan nie teen sy eie beloftes ingaan nie. Hy is volkome getrou aan sy openbaring van homself. As hy beloof het dat hy iets gaan doen, dan doen hy dit. Dit is uiteindelik vir ons as sy kerk 'n geweldige troos. Maar nou is dit belangrik, die Here is getrou aan wat hy sê en dit geld vir wat hy sê oor sy vervloekinge en oor sy seëninge. Met ander woorde, as hy beloof dat iets vloek gaan bring, dan gaan dit. En as hy beloof om sy seën in 'n bepaalde situasie te gee, dan doen hy. Nou in ons skrifgedeelte bemoedig die profeet Haggai die Ou Testamentiese kerk met hierdie feit, die Here se trou aan dit wat hy van homself openbaar. Ons onthou dat Haggai se profetiese werksaamheid begin het met 'n geweldige skerp vermaaning aan die Ou Testamentiese kerk. Hy het eers die volk gekonfronteer met hulle prioriteite. Maar vir ons skrifgedeelte vandag is dit ook belangrik om te onthou dat die Here die volk vermaan het
oor hulle verstaan van hulle omstandighede. Hulle het nie die Here se verbondsvervloekinge in hulle omstandighede herken nie. Dit het met hulle swaar gegaan, maar hulle het dit nie gesien as die Here wat besig is om hulle te oordeel nie. Dis so asof hulle gedink het, die Here is nie so getrou aan sy belofte om te vervloek nie. Maar nou onthou ons ook dat die volk tot bekering gekom het deur die krag van die Gees en dat hulle die tempel van die Here begin bou het, die tempel wat 'n ruïne was. En die Here het 'n maand nadat hulle begin bou het, 'n wonderlike toekomsbelofte aan hulle gemaak. Die tempels wat hulle nou bou, se heerlikheid sou groter wees as die vorige tempel se heerlikheid. Maar die laaste keer wat ons uit hierdie profesie gehoor het, het ons ook gehoor, daardie belofte het nie dadelik gerealiseer nie. Daai heerlike toekomsbelofte. En nou moes die volk gewaarsku word om nie te dink dat hulle werk, hulle uiterlike gehoorsaamheid daardie heerlike toekoms sal veroorsaak nie. Hulle moes met ander woorde nie formalisties dink oor die Here se beloftes nie, so asof hulle handewerk die beloofde toekoms kan bring nie. Reindiens aan die Here, so het ons gehoor, is slegs in ware hartsgemeenskap met hom te vind. Maar nou is daar nog 'n belangrike saak wat die profeet Haggai nie aangeraak het nie. Vroeër het die volk nie die vloeke van die verbond in hulle omstandighede herken nie. Hulle kon nie die verband tussen hulle verkeerde prioriteite, hulle ongehoorsaamheid en hulle swaar omstandighede sien nie. Maar nou het die volk onder die leiding van die Heilige Gees hulle prioriteite reggestel. Hulle het hulle bekeer. Hulle het op die Here se belange, sy eer begin fokus. Nou sou hulle inderdaad kon wonder, maar waar is dan nou sy verbondseën? Ons het dan nou tot bekering gekom. Gaan daar nou 'n verandering in ons omstandighede wees? Gaan die oeste weer na verwagting wees? Sal daar weer mooi oeste kan kom? Sal ons versorg wees vanuit die arbeid van ons hande? En dit sou uiteraard geweldige, geldige vrae wees. Ons hoor immers in Deuteronomium 28 vers 1 tot 5 dat die Here beloof, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in die veld, geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee en die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Die volk is in ons skrifgedeelte besig om in ware geloofsgehoorsaamheid te bou. Hulle erken die Here nou as teenwoordige koning in hulle lewe. En dit is die weg waar langs die Here sy genadige seën beloof. Trouwens, dit is die weg waar langs die Here nog steeds sy genadige seën vir ons beloof, geloofsgehoorsaamheid. En dit is dan die saak wat die Here in hierdie skrifgedeelte aanspreek, maar hy doen dit dan eers deur die volk te herinner aan die vloek. Hoor weer vers 15. Merk dan nou tog op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. Die Here roep die volk om soos letterlik in die oorspronklike taal staan, hulle harte te stel op die verlede. En nou sal ons onthou, die Here het hulle in die vorige hoofstuk ook geroep om hulle harte te stel op hulle wee. Hulle moes diep konsentreer op dit wat met hulle gebeur onder die Here se hand. Hulle moes sy oordeel, sy vloeke daarin raak sien. Die woorde wat in ons skrifgedeelte gebruik word, is presies dieselfde woorde as in hoofstuk 1. Stel of rig jou hart, jou diepste binnekant op 'n bepaalde saak. So beveel die Here. En wat is die saak?
Juis die tyd voor die volk die tempel begin bou het, die tyd voor hulle tot bekering gekom het, hulle moet volgens die Here se bevel terugdink aan daardie dae. Want wat het daar gebeur? Die Here herinner die ou kerk in vers 16 tot 17 van ons skrifgedeelte. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmet van 20 maat en daar was maar 10. Hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal, al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Die volk moet nou terugdink aan die dae waar die Here hulle getugtig het. Hulle moet terugdink aan die verbondsvloeke wat die Here oor hulle gebring het vanweë hulle ongehoorsaamheid. Die opbrengs van hulle lande was heeltyd minder as wat hulle verwag het. Daar was skaarsste en daar was daar ook nog groot natuurrampe wat die werk van hulle hande getref het. En die Here het die rede gegee, reeds vroeër in Haggai se profesie. Die rede vir hierdie dinge was, hulle werk was nie vir die Here 'n welgevallige offer nie. Hy het geen behaag daarin gehad nie. Die volk het dit immers nie vir hom gedoen nie, hulle het dit vir hulle self gedoen. Die Here se tempel was nie vir hulle 'n prioriteit nie. Om sy paleis te herbou was nie vir hulle belangrik nie. Dit was nie vir hulle belangrik om sy koningskap daardeur sigbaar onder hulle te erken nie. En daarom het niks vir hulle uitgewerk nie. Die Here het die aarde teen hulle gedraai. En dit moet ons keer op keer hoor, broer en suster. Die Here het die volk met hierdie herinnering gewaarsku. Maar hy waarsku elkeen van ons ook. As jy nie die Here as enigste koning in jou lewe erken en eer nie, dan sal jy nie onder sy seën leef nie. As jy jou rug draai op sy persoon, op sy aangesig, dan draai jy ook jou rug op sy seëninge. Dit is tog opvallend hoe baie mense vandag, kerkmense selfs, hoe baie mense nie hierdie punt insien nie. Veral wanneer daar krisisse kom in mense se lewens. As dit veral baie keer oor 'n krisis in tyd of geld gaan, dan dink mense maklik, hulle moet nou eers hulle gemeenskap met die Here en hulle betrokkenheid by die kerk op sy skuif om aan hierdie krisis aandag te gee. Mense dink werklik so, ek moet nou eers bietjie my betrokkenheid by die Here se kerk stop, sodat ek my werk kan inhaal. Of ek moet nou eers bietjie rus na die lang week of die lang naweek, voor ek reg sal wees om kerk toe te gaan. Nou broer en suster, van voor tot agter maak die Here in sy woord bekend, daar is geen seën in ongehoorsaamheid nie. Sy orde bepaal dat sy seëninge nie in ongehoorsaamheid geld nie. Daar is nie 'n seën in wanprioritisering nie. Daar is geen seën in ongeloof nie. Daar is geen seën in kleingeloof nie. Dit help nie om die Here se seën te verwag as jy hom nie gelowig gehoorsaam en vertrou nie. Die Here kan jou as hy wil seën ten spyte van jou ongehoorsaamheid, maar broer en suster, hy gaan dit beslis nie doen deur jou ongehoorsaamheid nie. Dan is dit baie belangrik om net solank op hierdie punt te sê, seën en voorspoed is natuurlik nie sinonieme nie, maar ons gaan nog daarby kom. Die slotsom is, broer en suster, as die Here nie jou nommer 1 prioriteit is elke dag nie, dan kan dit nie met jou waarlik goed gaan nie. Selfs al lyk dit met tye of jy materieel en liggaamlik voorspoed en welvaart en seën beleef, jou siel sal heeltemal krepeer. Die Here herinner die volk in ons skrifgedeelte daaraan. Hy herinner elkeen van ons ook daaraan. Vra jou daarom af. Besef jy dit? Besef jy dat die Here se seën nie op ongehoorsaamheid rus nie? Of leef jy dalk nog op sommige lewensterreine asof dit kan?
Die volk moet die vloeke van die Here onthou. En nou kan ons vra, maar hoekom beklemtoon dit die Here so sterk vir hulle? Broers en susters, dit is goed om aan tugtiging terug te dink. Dit keer dat ons nie hoogmoedig raak wanneer die Here wel sy seëninge gee nie. En daardeur gaan die Here ook nou sy toekomstige seën duideliker omlyn. En daarom volg daar in ons skrifgedeelte op hierdie herinnering aan die vloek, die belofte van die seën. Die Here voer die volk se harte terug na die verlede, maar hy voer dit ook uiteindelik na die hede. Ons hoor sy woorde in vers 18 tot 19. Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af toe die fondament van die tempel van die Here gelê het, merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Kyk terug na die dinge wat gebeur het, hou dit in die oog, maar kyk dan ook na die hede. En dan vra die Here 'n baie interessante vraag. Hy vra, is daar nog saad in die skuur? Nou in die betrokke seisoen waarin ons skrifgedeelte afspeel, sou die kerk op hierdie vraag geantwoord het, nee. Daar was nie meer saad in die skuur nie. Dit sou in hierdie tyd van die jaar alles in die grond gewees het. Daar was dus nog geen sigbare opbrengs nie. Die volk was in afwagting vir die oestyd. Daar het dus teenoor die misoeste van die vorige klompie jare nog geen sigbare seën in hulle oeste gewees nie. Die volk sou inderdaad kon wonder, selfs kon worstel, sal dit gebeur? Die Here was baie getrou om te vervloek, sal hy ook nou getrou wees om te seën? Sal hy ewe ywerig wees om hulle te seën in hulle geloofsgehoorsaamheid as wat hy was om hulle te vervloek in hulle ongehoorsaamheid? Ons kan dalk maklik dink dat die Here meer ywerig is om te vervloek as om te seën. Ons kan in ons omstandighede dalk voel asof die Here ons veel eerder sy tugtigende hand wil laat voel as wat hy ons wil seën. Maar as ons so dink, dan dink ons heeltemal verkeerd oor die Here. Die Bybel leer heeltemal anders. God is 'n liefdevolle Vader, hy is die liefdevolste Vader. Ons kan nie sy diep liefde ons indink nie. Ons sing immers in Psalm 103, daar is geen vader wat deur smartgevoel bewoos sy kind aanskou met 'n teerder mededoe as Israels Heer. So groot is sy liefde. Trouwens, ons hoor sy hart in Jesaja 30 vers 18 se woorde. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op hom wag. Hoor jy daardie woorde, broer en suster, sink dit by jou in. Die Here is ongeduldig om genade te bewys. So leer ons hom ken. Hy is lankmoedig oor ons. Hy vergewe ons die sondes. Maar hy is ongeduldig om genade te bewys. Met ander woorde, die Here is baie meer ywerig om te seën as om te vervloek. Ons kan sy seëninge verwag. Hy wag met ongeduld om dit vir ons te gee. Dit hoor die volk in ons skrifgedeelte ook duidelik wanneer die Here vir hulle in vers 19 sê, van hierdie dag af sal ek seën. Die Here is getrou om sy seën in geloofsgehoorsaamheid te laat geld. Die woorde van Psalm 126 vers 5 tot 6 word dan op 'n besonderse manier op die volk in ons skrifgedeelte van toepassing. Die wat met trane saai sal met gejubel maai.
Hy loop al deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Die volk in ons skrifgedeelte sou inderdaad met trane gesaai het. Hulle sou niks kon oorhou nie. Hulle sou nie meer iets hê om op terug te val nie. Daar was niks meer saad in die skuur nie. Geen opbrengs wat hulle gerus kon stel nie. En nou beloof die Here dat hy hulle van hierdie dag af sal seën. Hulle sal uiteindelik met 'n gejubel die oes inbring. En dan is dit op hierdie punt belangrik dat ons mooi besef wat dit inhou as die Here sê dat hy gaan seën. Die Here seën jou wanneer hy sy aangesig, sy persoon jou ten gunste rig. Seëninge is die dinge wat jou in staat stel om sy persoon dieper en ryker te leer ken. Dit is dinge wat die Here gee dat jou aanbidding van hom kan verdiep. Dit is met ander woorde nie dinge wat die Here vir jou gee terwille van jou nie. Dis dinge wat hy gee terwille van homself en jou gemeenskap met hom. Dit is nie voorspoed of welvaart as beloning vir jou gehoorsaamheid nie. Jy kan nooit die Here se seën verdien nie. Geloofsgehoorsaamheid is gewoon die weg waarlangs die Here sy seën in sy kerk laat realiseer. Die Here is dan veel meer ywerig om sy seëninge uit te deel as om ons te tugtig. Hy wil ons rede gee om hom te loof. Hy wil ons rede gee om hom lief te hê, om in ons liefde vir homself ook te groei. Ons Here Jesus is daarvan die klinkklare bewys. God was deur die eeue ongeduldig om genade te bewys. Daarom het hy die volheid van die tye gereël om die geboorte van ons Messias te laat aanbreek. Nog broer en suster, ons weet ons Here Jesus het met trane gesaai. Hy het uiteindelik in bloedige sweedruppels gesaai. Hy het homself gesaai om ons onthaalwe. Ons hoor in Johannes 12 vers 23 tot 24, maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus se verheerliking waarvan hy hier praat is sy kruisdood. Hy was die koringkorrel wat eers dood in die grond moes val. En uiteindelik het die Vader sy seënende aangesig van Jesus af weggekeer, heeltemal. Hy het dit gedoen in Jesus se verskriklike pyn en lyding aan die kruis. En daardeur het hy vir Christus met die diepste vervloeking denkbaar getref. Hy het dit gedoen dat ons as kerk vir ewig geseënd kan wees. En Jesus het ook uit die graf opgestaan om die Here se oes met gejubel in te bring. Hy het opgevaar met uitgestrekte hande om te wys dat hy sy kerk vir ewig gaan seën. En hy bring vandag nog deur die Gees van die Here die oes van die Here in, deur sy Gees en woord. Elke keer wanneer iemand tot bekering kom, is dit as ware soos nog 'n gerf wat van die lande afgehaal word. Daarom kon die Here reeds vir die Ou Testamentiese kerk beloof, van hierdie dag af sal ek seën. Jesus sou ook vir hulle die seën van die Here verwerf. Broer en suster, daarom kan ons ook deur die werking van God se seën, deur die werking van God se Gees op hom vertrou en sy seën verwag. As ons met lewende vertroue op hom bou, dan kan ons verwag dat die Here sy ryke seën sal gee, dat hy dit oorvloedig sal gee. Jy kan dit verwag, al sien jy dit nie, soos saad wat nog in die grond lê. Dalk kom dit nie op die manier wat jy verwag nie, maar as jy jou toevlug tot die Here alleen neem, dan kom dit ongeag. Ons kan dit ook as gemeente verwag as ons in lewende vertroue aan ons gemeente, wat die Here ook sy paleis noem, bou. Mag
die Heilige Gees ons daartoe help. Geliefde gemeente, die Here beloof sy seën langs die weg van geloofsgehoorsaamheid. Laat ons daarom en daartoe op elke lewensterrein God se eer soek. As dit swaar gaan in jou huwelik, soek die wil van die Here vir jou huwelik. Hy is ongeduldig om genade te bewys. As daar moeilikheid is in jou verhouding met jou ouers of jou kinders, soek die Here op. Hy is ongeduldig om genade te bewys. As dit swaar en moeisaam gaan in jou lewensarbeid, soek die eer van God daarin. Hy is ongeduldig om genade te bewys. Daarom hoor ons uiteindelik in Psalm 128, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag aanskou. Vrede oor Israel. Amen.